Hallo, my naam is Janine van die Kerk van die Radio Kansel. Dis Vrydag, so dis my hardloop afdag en ek het 'n nuwe karretjie gekry. So dis die perfekte verskoning om vir jou my Ferrari storie te vertel. Maar my seun lag vir my want hy sê dis al lankal nie meer die duurste kar op die mark, 'n Ferrari nie. Maar hy, whatever, ek hou van die rooi. So dink jou in, my nuwe karretjie is 'n Ferrari. Ek het miskien gaan swat. En ek het vreeslik goed gedoen en toe kry ek 'n great werk en ek word baie geld betaal en uiteindelik het ek genoeg gespaar om vir my 'n Ferrari te koop. En ek gaan na die dealer toe en ek gaan staan voor die Ferrari en jy pose by die Ferrari met die groot stryk want dit is nou joune en jy hou jou hand uit vir die sleutel en jy sê vir haar, "Gee, ek gaan net gou gaan en ek gaan water ingooi in my Ferrari." En die verkoopsdame kyk jou so en sy sê, "Wat? Water?" Jy sê ja, onthou nou, ek is woke, ek is baie bewus van die aarde en petrol, jy weet, Brent crude oil is baie sleg vir die omgewing. Ek gaan water ingooi in my Ferrari. Sy sê kan nie dit doen nie, 'n Ferrari gebruik 95 oktaan petrol en niks anders nie. En jy sê vir ekskuus tog, ek het hard gewerk, ek betaal vir die Ferrari, hierdie Ferrari is myne. Jy mag nie vir my sê hoe ek my Ferrari moet bestuur en hoe ek met hom moet werk nie. Sy sê, mevrou, die ding werk, hy's gemaak om te hardloop op 95 oktaan petrol. Jy sê, wat ook al. Sy sê, wag. Die ou wat dit ontwerp het, die Ferrari ontwerp het, jy gaan nie glo nie, hy is net hier so, ek gaan hom gou gaan roep. Hy kom, hy sê vir jou, wat? Jy sê, ekskuus tog? Dis my Ferrari. Los my uit, ek gaan hom met water. Hy gaan op water hardloop. Dis goed vir die omgewing. Hy sê vir jou, jy seker maar jou Ferrari, jy kan seker maar water ingooi, maar ek waarsku jou, as jy hier uitry, is daar nog 'n bietjie petrol in. Jy gaan om daai hoek daar aan die kant kom, en dis hoe ver jy gaan kom, dan gaan jou kar sies. Jy sê vir hom, wat ook al, los my uit, dis my reg, baie dankie. Vat die sleutel, smyt die stryk af, klim in die kar, ry om die draai, gooi jou water in, en die volgende draai, sies hy. Jy spring uit die kar uit, stamp jou voetjie, en sê as hy enigsins 'n ordentlike ontwerper was, sou hy die ding ontwerp het, dat jy hom kan ry, net soos wat jy wil. Wat is fout met die ontwerper? En doen ons nie presies dieselfde met die lewe nie, en met die Here nie? Inteendeel, ons is so arrogant, dat ons nie eers sy woord lees, om te sien hoe hy die wêreld wil ontwerp nie, want net nou sê hy, ons moet die lewe anders lei, as wat ons wil. En so belaglik is wat dit klink, dis die realiteit.